Goeienaand vriende. Gaaf dat jy gekom het op hierdie koelerige dag. Ek dink ons waardeer dit almal van mekaar dat ons nou hier is en saam is. Kom ons kyk net eers weer as ons nou die skrif gelees het, dan gaan daar 5 minute stilte wees. Wat maak ek met daai 5 minute? Ag, natuurlik eintlik enige manier om nou maar net by wat gelees is stil te word, oop te word, luisterend te word. Ek gee hier 'n wenk van 'n maklike manier wat vir baie mense goed werk. Dis wat ons gisterand saam gelees het, kom ons lees dit net weer. Kies vir jou 'n woord of kort frase of enkele gedagte uit die gedeelte. Jou doel is om daarna te sit en luister. As 'n mens so na een ding luister, dan praat hy dikwels meer met jou hart. Dis jou home base waarna jy telkens terugkeer, want ander gedagtes sal gedurig opdaag. Dis natuurlik. Moenie hulle probeer keer nie. Daai moet ek eintlik onderstreep. Jy keer net telkens terug na jou home base terwyl jy die ander gedagtes laat los. As jy jou woord of frase uitgeluister het, praat met die Here of kies 'n ander woord. Moenie daar sit met 'n verwagting of doel nie. Jy bly by jou intensie om te luister en dit is genoeg. Wees altyd tevrede met wat gebeur het. Dit is 'n idee van wat jy sou kon doen, maar vir daai 5 minute eintlik maar rustig word en die wete die Here is hier en die wete dit is sy woord wat ons nou geluister het en waaroor ons 'n bietjie nadink. Goed, vriende, kom ons sing nou saam. Vriende, ons slaan ons oë op na die berge van hierdie lewe. Waar sal ons hulp vandaan kom? Ons hulp is van die Here wat hemel en aarde gemaak het. Kom ons sing nog 'n lied saam.
Vriende, ons gaan nou lees uit Romeine 8. Voor ek begin lees, moet ons miskien net iets sê om onsself voor te berei op wat Paulus daar skrywe. Want dit verskil nogal 'n bietjie met populêre idees oor God. Paulus skryf in die gedeelte wat ons gaan lees oor hoe dit is in hierdie wêreld met al sy dinge. En hy skryf oor hoe ons daarop reageer saam met die skepping en hoe die Gees saam met ons daarop reageer om dit na God te vat. Ons sal dit nou sien. Maar besef net eers, onthou net, God kry nie altyd sy sin nie. Die hele Ou Testament is omtrent maar die verhaal van God wat praat met sy mense, pleit by sy mense, dreig, maar hulle luister dikwels nie. Hy kry nie sy sin nie. En wil jy sê, of wil ek sê, God het altyd sy sin met my gekry? Glad nie. Hy kry nie altyd sy sin met my nie. Ek lewe op 'n kleinlike manier terwyl hy vir my 'n groter gedagte het en so kan ek aangaan. God is die ene wat uitsien na hoe dit nog sal wees. Dit is die bedoeling in Romeine 8. Met die einde en die koms van die nuwe wêreld sal God sy sin kry. Maar soos dit nou is, wel, ons gaan kyk na daardie woordjie sug. En jy maak eers daarmee wat jy wil, en dan sal ons ook daaroor praat. So dit is Romeine 8, vers 18 tot 30, maar ek het dit 'n bietjie verkort. Oor die lyding van die huidige tyd. Die skepping is onderwerp aan 'n sinlose bestaan. Verslawing aan die verganklikheid. Ons weet immers dat die ganse skepping tot nou toe saam met ons sug. Ja, in geboortepyne verkeer. Ook ons sug self in ons binneste. Die Gees tree self vir ons in met versigtinge wat nie verwoord kan word nie. Ons weet dat alles ten goeie meewerk vir hulle wat God liefhet. So dit is wat Paulus oor die lyding van die huidige tyd sê. Kom ons kyk net na die onderstreepte gedeeltes. Die bestaan het 'n sinloosheid aan hom, want dit is verganklik. En daarom sug die skepping en ook ons sug. En daardie versigtinge word deur die Gees self na die Vader geneem. En hy uiteindelik laat alles ten goeie meewerk vir hulle wat God liefhet. Kom ons laat die rustigheid en die stilte nou hier op ons neerdaal soos ons by hierdie gedeelte sit vir die volgende 5 minute.
Vriende, kom ons gesels 'n paar woorde oor hierdie hele saak. Paulus sê basies, kyk, daar's een ding wat net so is. En dit is op hierdie planeet gaan dit nogal rof. En ons weet dit nie waar nie. Aardbewings, vloede, siektes, vyandskap, oorloë, kriminele elemente in 'n samelewing, so kan ons aangaan. Dit is nou eenmaal so dat hier gaan dit nie maklik nie. Daarom is daar 'n gesig uit die skepping, uit die binneste van die gelowiges, en die sug word deur die Gees nie afgewys nie. Die Gees sê nie, toe maar ek gaan jou help, of ons gaan dit verander, of wat ook al, of jy moenie sug nie, jy moet net rustig wees of wat nie. Die Gees neem daai sug na die Vader, en dit word daar ontvang, so jy kan eintlik sê, dat hierdie gedeelte wil ten diepste sê, God sug ook nog oor hierdie wêreld wat nog nie is, soos hy sal wees wanneer die nuwe wêreld kom nie. Dinge gebeur en dit is eenvoudig so. Nou is die vraag, wat maak 'n mens met daardie sug? Ek voel ek kan nou 'n bietjie praat op hierdie oomblik, want ek het my femur gebreek, en die beenderrig groei gou aan, maar daarna die hele rehabilitasie van jou spiere en goed is 'n lang pad, veral hoor ek hom sleg gebreek het. En dit is 'n swaar pad, want hy gaan vorentoe, agtertoe. So hierdie sug voel 'n mens partymal, ek het nou maar my voorbeeld genoem, maar jy ken dit. Partymal kom die sug nogal sterk op, nie waar nie? Ander kere natuurlik is daar meer dankbaarheid, want dit gaan maklik. Hoe hanteer 'n mens die sug? Almal het een of ander manier. Kom ons praat oor 'n paar. Een is om te sê, toe maar, jy hoef nie so baie te sug nie, alles gebeur soos dit bedoel is. Jy het nou wel, sê nou maar, jou kar is gesteel, maar dit sou gebeur het. Vir ons wat gelowiges is, beteken dit eintlik maar een ding. God het 'n plan gemaak en hy beskik wat afrol, soos daai plan is. Maar dit kan 'n mens nie eintlik volhou nie. Want as God nou gee dat my kind doodgery word, ek dink aan iets ernstigs, maar die bure se nie, om dan te glo dat hy het my uitgekies daarvoor, gee vir my die idee van 'n nogal 'n wrede God, nie waar nie. En dit is nie hoe hy is nie. Ons het nie verniet gister gesê, hy is goedgesindheid nie. So dit skep probleme vir jou verhouding met die Here. In elk geval ook, is dit moeilik om vol te hou, want as 'n mens sê, alles gebeur soos dit bedoel is, beteken dit, daar is nie toeval nie. Dit sê party mense mos nou graag. Maar ag nee man, daar is toeval. Die sinloosheid van gebeure, soos ons dit hier in Romeine 8 gelees het, beteken ook eintlik dat God het 'n element van ewekansigheid in hierdie skepping ingebou. En hoe die rugbybal spring, hoe die dobbelsteen val, watter een is, die kombi val om, paar kry seer, paar kry nie seer nie. Wie kry seer en wie nie, dit is alles geluk of nie geluk nie, dit is toeval. So jy kan nie as jy uit hierdie perspektief sê, alles gebeur soos dat dit nou beskik is voor die tyd nie. Dit hou jy nie vol nie. En as hierdie ding op sy verste gevoer word, dan is dit nou 'n passiewe fatalisme. Ai, sera, whatever will be, will be.
dis nie hoe ons glo nie. Ons sal daarby kom. 'n Ander pad wat mense dikwels kies is die pad van gebed en van die wonderwerk eintlik. Dit neig daartoe. Iemand het byvoorbeeld 'n operasie gehad en die kenners sê almal vir hom, jy sal moet 6 maande wag voor jy weer jou ou self is. Dit vat 'n tydjie om reg te kom. Maar na 3 maande wil daai persoon nie meer hou nie en bid hy dat die Here moet nou asseblief dit nou verander. Ek wil nou weer heeltemal reg wees. So moenie te veel sug nie, want jy kan bid en glo. En vriende, daar is natuurlik gebedsverhoring, dit kom voor. Maar dikwels blyk dit dan in so 'n geval dat dit nie die Here se wil is dat dit met jou anders gaan as die realiteit, die werklikheid van jou omstandighede nie. Dat dit nie met jou anders sal gaan nie en dat hy eintlik wil hê jy moet 'n ander weg kry. Want kyk wat is die ander weg? Paulus het 'n doring in die vlees gehad. Erg. Dit voel soos die Satan wat hom met vuiste slaan. Wat dit ook al was, ons weet nie presies nie. Hy vra die Here 3 keer. Ek praat van 2 Korinte 12. Hy vra die Here 3 keer om die doring weg te neem. Die Here antwoord, kom daarop neer, nee Paulus, jou situasie, jou werklikheid gaan bly soos hy is, maar my genade is vir jou genoeg. Met ander woorde, ek gaan jou in staat stel om saam met hierdie probleem te lewe. En dan kom daar nog by wat meer is, ons sal daarby kom. Dit gebeur dikwels, dat die Here los jou in die werklikheid waarin jy nou is. En daaroor kan ons 'n paar woorde praat. Jou verhouding met die werklikheid van jou situasie. As jy die sug weerstaan met gebed of met die geloof, toe maar dit sou gebeur het, want dit was so bedoel, dan beteken dit eintlik, jy het weerstand teen hoe dinge nou is. En dit beteken eintlik, jy verdubbel jou probleem, want dan het jy nie net die probleem van hoe jou situasie nou is nie, jy het 'n probleem daaroor dat die situasie so is, want jy wil hom weerstaan. Dis 2 probleme in plaas van 1. Die beter wysheid in so 'n situasie is om te sê, meneer, as jy 'n probleem het, moenie 'n probleem daaroor hê dat jy die probleem het nie, hê net die probleem. So die werklikheid lok ons, nooi ons om naby aan hom te lewe. Hoe die dinge is belangrik. En om naby aan die werklikheid te lewe is om eintlik die werklikheid te sien as iets heiligs. Want jou werklikheid van jou situasie nou is waar die Here nou by jou is, waar hy jou nou wil help, waar hy jou nou wil seën, waar hy jou nou tot 'n seën wil maak. Daarom kan ons regtig sê, die werklikheid van jou situasie is heilig. As jy daarvoor ja sê, soos Paulus wat uiteindelik ja gesê het vir die doring in die vlees. As jy daarvoor ja sê, sê jy eintlik vir God ja. Ek gaan nog 'n bietjie meer hieroor sê nou. So vriende, as ons hierdie pad nou 'n entjie verder loop, dan sien ons, as jy nou aanlees in 2 Korinte 12, Paulus het gevind dat die Here in sy situasie is en dat die Here die situasie ten goeie, dis wat ons gelees het, ten goeie laat meewerk
Met ander woorde, sy swaar kry, sy lyding met die doring is nie verniet nie. En dit is die boodskap van veral die briewe van Paulus nogal deurgaans. Telkens kom dit weer na vore. Die swaar kry is nie verniet nie. Op die een of ander manier, ons gaan dit nie nou probeer uitspel nie, want mense ervaar dit op verskillende maniere, maar op die een of ander manier wil vir die gelowige, dit staan daar vir die mense wat Christus liefhet, né? Vir die gelowige wil die elemente van swaar kry ook vrug dra. Dit beteken die gelowige is uit ruimte, hy die vryheid om die swaar kry te erken en nie te weerstaan nie. Dit is swaar en die gelowige kan gerus sug. Jy moet eintlik as daar swaar kry op jou pad is, moet jy behoorlik deursig. Maar die sug maak oop na iets groter. En dis die geloof waarna ek reeds verwys het. Die geloof dat die Here is hier in hierdie situasie by my. Die geloof dat die Here is aktief hier en hy maak met hierdie moeilikheid iets wat ook van waarde is. Hy laat dit ten goeie saamwerk. So, liewe vriend, wat is op die oomblik vir jou die swaarste, klein of groot? Daar gaan nog 'n bietjie stilte wees. Dink gerus daaroor na. Jou bewussyn. Wat maak jou binnekant met die sug wat tog op een of ander manier in jou teenwoordig is as jy 'n stukkie swaar kry het? Hoe hanteer jy dit? Ek het nou hier moontlikhede genoem. Waar lê jy en hoe maak jy? En wat maak jou hart? En dan natuurlik veral, waartoe nooi die Here jou? As jy nog miskien nie heeltemal daar is nie. Amen. Weer so 5 minute vir nadenke.
'n gedig van S.J. Pretorius. Die lewe gaan sy kringloop op die swart bank van die ewigheid. God druk die hart versigtig daarop vas en slyp dit met die donker, skerp, klein helsteen van die smart. Kom ons gebruik die uitnodiging wat die Here ons gee en ons praat met hom. Ewige Vader, U wat hier is, meer hier is enige een van ons, U wat luister na ons woorde, ons kom vanaand om dankie te sê dat U so naby ons is, so intens teenwoordig, veral wanneer ons swaar kry, dat ons daaraan kan glo en daaraan kan vashou. Dankie Here dat U alles ten goeie laat meewerk, alles ten goeie laat meewerk, die klein en die groot, vir die wat U liefhet. En dankie dat U ons liefhet en daarom kan ons U van self lief hê. Here, ons sit hier elkeen met ons eie omstandighede, waarin daar ook swaar is.
Ons vra, Here, gee ons die regte houding. Ons sug wel, ons mag sug, dankie daarvoor, maar dit eindig nie by ons sug nie. Dankie dat dit kan eindig in geloof en hoop. In die naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Goed vriende, nou sing ons weer saam. Die seën van die Here daal ook op jou. Die seën van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Vriende, môre aand, die Here in my verhoudings. Oor die hele kwessie, waarin lê die essensie van mens wees hoofsaaklik? En waar is die Here wat dit betref? Ek hoop ons sien mekaar môre aand weer, dat ons kyk na ons bewussyn ten opsigte van ons verhoudings. Kom ons gaan nou almal saam, dis lekker hier by die kuierplek. En ons kuier 'n bietjie. Totsiens.